groot geleentheid. My gebed vanmôre is dat U die woord vir ons sal breek. Soet Heilige Gees, dat U die woord vir ons sal lewend maak. Dat ons kan verstaan wat U vir ons wil oordra vanmôre in Jesus Christus se naam. Ons is gereed om te ontvang, ons is gereed om te neem, ons is gereed om daders van die woord te word. En dankie vanmôre vir die voorreg wat ons het, Here, om ons plek in te neem, om vars brood in die hemel te ontvang, wat ons in hongerige siele sal voed, wat ons innerlike mens sal versadig, in Jesus Christus se naam. En ons dankie daarvoor. Dankie Here, binne die wat kom om te steel, te slag, om te verwoes, breek sy ou vas, dat het kragtloos ons hier op verkeerde plek. Los die saad uit, die saad is Jesus se saad. Dan plant in elkeen saad ons 'n vrug voortbring tot eer en verheerliking vir U naam. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Al die kinders van Here sê vanmôre, amen, amen. U mag maar sit, dankie. Dis die reg vir vanmôre se woord. Nou, dis iets wat my boei, die gedeeltes wat ons sover bedien het oor die geheimnisse van die kruis. Wat my diep in die hart tref en waarom baie keer ook oor pyns en wonder, is dat hoekom mense nog steeds sondig as hulle weet dit wat Christus Jesus vir ons betaal op die kruis van Golgotha. Dis dinge wat nie sin maak vir my nie. In plaas van dat ons met ons hele wese Jesus sal dien en hom sal volg en 'n pad saam hom sal stap, omdat ons weet en sien wat hy vir ons bereik het op die kruis, is dit die teenoorgestelde. Mense neem hulle toevlug na die wêreld. Mense stel meer belang aan die wêreldse dinge as aan die dinge van God. Amen. Net so. Kom nou mense. Net so. Hulle sal liewer op 'n Sondag gaan shopping doen terwyl hulle kerk by die kerk moet wees. Sondagoggend shopping gaan doen waar jy 'n uur en 'n half kan kom sit hier. Jouself dik eet, soos die woord mag gebruik, en daar wel jou ding gedoen die hele Sondag nodig. Min wetend dat jy meer gaan verloor op die einde van die dag, as wat jy gaan wen. En mense, ek sit en dink, terwyl ek voorberei, dis ding wat my pla, dit pla my werklik waar, as ek daarin dink. En ons tyd, en ek wil weer ons tyd gebruik, vanmôre net ter inleiding. Ons praat nou die dag daaroor, ek en Riem, iemand anders ook. Daar was 'n tyd gewees in ons tentdienste gehad het, waar ons vir 52 dae elke aanddiens gehad het. 52 days. Net so. Amen. Amen. Waar Pasonietjie gepreek het uit die boek Nehemia, was 52 dae gewees, het hulle geneem om my muur te herbou, vir 52 dae, elke aand en Sondag ingesluit, elke aand, elke dag diens gehad, die aande, moes ek die aand van die werk afkom, ek het huis toe gegaan, nie tyd geklim te eet, ja, was nie tyd gewees om te eet nie, ek het soe toe gegaan, ek het 'n ring opgelaai, by 2 kinders gevat, ingelaai met hulle kamperse en kussings, tent toe gegaan, bed vir hulle gemaak, onder ons waar ons gesit, hulle daar gelê en slaap, en die aande wat ek by huis kom, ons eers kans kan te eet, vir 52 dae aan mekaar, sonder om te kla, sonder om te murmureer, het
ons ons deel gedoen. Daar's nie 'n diens gewees, nie 'n bidtuur gewees, niks spesiale dienste wat ek en sy nie gemis het nie. By elke geleentheid waar ons die geleentheid gekry het om wel daar te wees, wat ons het aangegryp met beide hande, wat ons geweet, dat elke diens het ons ontvang wat ons gehelp het om geestelik te groei. Sterker geword in die Here. Liewer geword vir Jesus Christus. Net omdat ons saam met ons mense kon wees, saam met hulle Here se naam kon groot maak, saam met die Here hulle kon Jesus se naam kon oplig en verheerlik, saam kon aanbid, was dit vir ons die beste tyd van ons lewe, was om in die diens te wees, nie buite in die strate nie, in die diens. En ek kan nog 'n keer vir jou vertel, ek het by een kind geabba in die begin, en Roelie die ander kind geabba kerk toe, ons het blokke ver geloop, om by die dienstyd te kom, geloop, nie gery nie, geloop. Net om iets te ontvang. Want net Jesus Christus kon die honger stil. Jy was soekend al die tyd. Jy was soekend na meer. Jy kon nie wag vir die volgende diens nie. Jy kon nie wag vir die volgende diens. Ons het Saterdag en Sondag diens gehad. Jy kon nie wag vir die Saterdag diens nie. Jy kon nie wag vir die Sondagoggend diens nie. Jy kon nie wag vir die Sondag aand diens nie. Die plek was uitgepak van mense wat gekom het om te kom luister na die woord van die Here, omdat daar geestelike honger in hulle harte was. Vandag is dit teenoorgestelde. Hoe langer jy by die huis kan bly, beter is dit. Moenie sê anders sê ouch. En as ek deur hierdie gedeeltes gaan, en dit raak my mense, dit raak my. En ek kyk na die verskriklike prys wat Jesus vir jou en my moes betaal. Ons weet nie, wat ek hier vir u bedien, is 'n druppel in die emmer wat werklik waar gebeur het 2000 jaar terug. En dit wat ek hier oordra hier, is al klaar vir my te veel te opsop om dit in te neem en te verwerk, want dit is verskriklik. Dat 'n mens deur al daardie lyding moes gaan, sodat die wêreld kon vry wees van sonde. Dit maak nie vir my sin nie. Maak jy my vir my sin nie. En die woord leer ons duidelik. Mense, die woord leer ons duidelik. Daar's 'n dag van geboorte, is 'n dag wat ons gaan sterf. En wat die vraag wat ek vir elkeen van die gemeente moet vra vanmôre. As jy met môre huis toe gaan, is jou sake reg met Jesus Christus? Is jou sake reg met die Skepper? Want die een wat in hierdie kerk gekom het, van die natos af tot hierdie waar ons vandag sit, die een sal ooit 'n vinger na my kan wys en sê, pastoor, ek het nie die waarheid gehoor nie. Elkeen het gehoor dat die woord sê. Nie wat pastoor Pieter sê nie, wat die woord van die Here sê. Omdat julle siele belangrik is vir hom. Ek kan nie kompromieer nie, jammer. Ek kan nie kompromieer nie. Dan kom ons by ons nog 'n gedeelte van geheimenisse van die kruis, en hier het my nog erger getref. En die titel van my boodskap is die laaste 3 ure. En ons gesaam lees van Lukas 23, 44 tot 46 in die soete blaai. Lukas 23, 44 tot 46. Sien daar sê amen. Of kyk op die skerm. Luister wat die Bybel sê. Hy sê dit was omtrent die 6de uur. Nou die 6de uur in volgens die Joodse tyd, hier is die Romeinse tyd, die Romeinse tyd en die Joodse tyd was nie dieselfde nie. So Lukas skryf en hy praat van die Joodse tyd, was middag, 12 uur die middag. Die 6de uur was 12 uur die middag,
En daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe, wat 3 uur is die middag. Wat ons 'n tydperk gee van 3 ure, was daar duisternis oor die aarde. En die Bybel sê die son is verduister en die voorhangse van die tempel het middeldeur geskeur, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy asem uit. Toe sterf hy. Engels en Bybelvertaling sê, it was about the 6th hour, noon, 12 o'clock, and darkness came over the whole land until the 9th hour, 3 p.m. Because the sun was obscured and the veil of the holy of holies of the temple was torn in two from top to bottom. Want ons vind in Matteus, ons vind dit in Lukas nie, dis van bo af geskeur na onder toe, nie van onder af na bo toe nie. Jy moet dit onthou, van bo af na onder toe. Nou die heel eerste punt vir my vanmôre oor hierdie boodskap wil ek vanmôre dit sê. Jesus Christus was die oggend 9 uur gekruisig volgens Markus 15:25. 9 die oggend. En hy het 3 uur en het 3 uur die middag sy asem uitgeblaas. Maar anderwoorde, dit was 6 uur lank gewees, né? Nou die, as jy dan kyk na die numeriese waardes en wat 3 voorstaan, 3 is 'n volmaakte getal, ons weet dit hierdie tyd al. Dan 6 is die getal van die mens, dit weet ons ook nou al. En 9 is die getal van finaliteit of oordeel. As jy nou al wil saamvat, wat baie interessant is vir my. Nou ek wil net so 'n bietjie teruggaan, en vertel, as ons nou kyk na die kruis, ek wil jy vertel hoe dit gelyk, ek probeer vertel, ek sê ek wil probeer vertel hoe dit gelyk. Die kruis waarop Jesus gekruisig was die vertikale deel, was tussen 2.4 tot 4.6 meter hoog. Die dwarsbalk was 1.2 tot 2.7 meter wyd. En het om by 32 tot 57 kg geweeg. Nou stop daar. Jesus moes daai dwarsbalk dra vir 'n tydperk en hy kon nie verder tot hy in mekaar gesak het tot Simon dit kon optel. En toe jy by die Bybel sê, tussen luister mooi, 32 en 57 kg geweeg. En vir 'n volle 6 ure het Jesus aan 'n kruis gehang. Nie een van ons weet, ek vind dit nêrens in die Bybel, weet presies wat die temperatuur die dag was nie, ek het baie daaraan gedink. Maar om nakend in die son te hang, vir 6 ure doen iets aan die liggaam. Stem jy saam met my? En ek dink net wat die uitwerking was op 'n liggaam wat vol oopwonde was. Wat het gebeur? Miskien die bloed droog gepak, maar die geringste beweging en hy wond weer oopgemaak. Dink daaraan. So Jesus het 39 katsoue gekry, net so ter aanleiding, luister mooi. En die kats of sweep het 9 gevlegte stringe met stukke skaapbeen, staalballetjies en in ander woorde aan hulle spikes ingehaal. Wat die totaal bring, en nou as jy nou kyk, as hy 39 katsoue gekry en die man het met 9, bring dit die haal op sy rug of die hele liggaam, bring dit op 351, as ons dit by mekaar maal, alles by mekaar sit daar. So hoe het hulle begin? Hulle begin op die rug heel eerste, en jy bietjie gaan kyk na die skets, hulle begin, en daai persoon wat die slaanwerk gedoen het, was absoluut
kan ek sê, opgelei om dit te doen, om mense te pynig. Die Romeinse mense, of die Romeinse persoonlikstande. En dan het hy dit geslaan op die rug, en met 'n vinnige beweging sê hulle dit teruggetrek, en met die terugtrek, het daai stukke staal en metaal en spaks en 'n stukke vleis uitgeruk uit die redigheid. Hy het begin by die rug, hy het gegaan na die boude toe, luister mooi, hy het opgeëindig onder by die bene. 351 hale wat op sy rug gelê het. Ek ons sou nie kon getel het nie. Met ander woorde, die hele liggaam van Jesus aan die agterkant tot by sy kuite was 'n bloedmassa. 'n bloedmassa. Kan ek 'n bietjie verder gaan vanmôre? En die Romeine wou nie hê dat die persoon wat gekruisig word gou sterf nie. Ek het dit gelees ook. Nee, hulle wou die skuldige een martel en pynig totdat hulle sterf. En die slagoffers het ontsettend gelei. Nou, jy weet self ook, wat gebeur het daar, hulle gekom het om die bene van Jesus te breek, was hy klaar dood, nee. So ek gaan lees, en het is vreemd om te sê vanmôre, dat die ander mense wat by daai tyd nog geleef het hulle kniekoppe vergrys. Hoekom? Daai persoon kan hom dan nie opstoot nie, hy moes dan hang. Die hang waar die persoon gehang het sy longe toegedruk en basies dit het versnoer. Vreemd. Ek wil jy moet luister. Wil jy moet luister vanmôre. En in die eerste plek was die spykers, die staalspykers, ek het 'n bietjie gaan kyk daarna, waarby Jesus vasgeslaan was aan die kruis om hom by, luister mooi, 14 tot 17 centimeter lank. En was dit deur Jesus se polse nie deur sy hande ingeslaan? Kom ek weer verduidelik. Ek gaan lees 'n bietjie. In die Griekse vertaling, die gepraat het van hand, hulle het sê jou hand is hier vanaf tot by die elleboog. Dit is die handgedeelte. So hy kon hom nie gekruisig het in die middel van sy hand nie, dit sou uitgeskeel weens die gewig van die liggaam. Hy het hom in die middel van die pols hier ingeslaan, ek het gaan kyk daar, luister. Deur die polsbeenrug geslaan, spesifiek in die area naby die median senuwee, die hoofsenuwee. Spykers in die voete, deur die voete, waarskynlik deur die hakskeen of hakbene. Hulle regop met die kruis vashang, gaan kyk, hulle wys 'n voet wat hulle opgegraaf, iets wat hulle gekry het, hulle kry die hakbeen van iemand wat gekruisig was, en daai spyker sit reg deur die hakbeen, die hakskeen so, deurgeslaan in die hout in. En daai spyker was gebuig, en sê moontlik was daar 'n notch of 'n kwas in die hout hulle opgeslaan het, maar gebuig. Dwars deur die hele been gewys, spyker reg deur die hakskeen, vas aan die stuk hout. Vorm met 'n prentjie. Vorm met 'n prentjie. Jesus was verneder. Jesus was gespot. En die Bybel sê in Jesaja 53 dat hy was verag. En daai woordjie verag beteken treated him as nothing. Treated him as nothing, en deur mense verlaat. Ja. Tweede punt. En die Bybel sê in die 44ste vers, ons geleesde gedeelte, dat dit was omtrent die 6de uur, wat 12 uur was, toe daar duisternis oor die hele aarde gekom het, tot die 9 uur, in die middag, so het vir 3 ure, so het vir 6 ure gaan. Nou, hoekom duisternis gaan hulle uitkom? Nou, daar word bespiegel, sy sê die hele aarde of die hele aarde duister was, of net die gedeelte daar in Jerusalem, niemand sal weet nie, maar jy vind nergens skrif, tot verder gaan hy, sê die hele aarde, word die hele aarde dan duister,
of daai spesifieke oomblik, weet ons ook nie, maar die hele aarde was in duisternis gewees vir 'n volle 3 ure. En die Bybel sê in Matteus dat die 9de ure Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, nou die oorspronklike taal sê Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hy sê Eli, lama sabachthani. Dit beteken as vertaal word, dit is my God, waarom het u my verlaat? Waarom? Hy sê nie Vader nie. En toe Jesus begin praat, hy kom met God gekom en het gepraat van sy Vader. Hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Nou waarom die duisternis? Luister mooi. Hierdie duisternis was nie 'n sonverduistering nie, jy kan maar aanteken. Alhoewel Lukas sê in 23:45, dit was 'n sonverduistering, was dit eintlik nie 'n sonverduistering nie. Dit was 3 ure en jy kan nooit 'n sonverduistering vir 3 ure lank kry. Tweedens, dit was nie deur 'n natuurlike verduistering nie, dit was 'n goddelike duisternis. 'n Goddelike duisternis. Nie natuurlik veroorsaak nie, maar bonatuurlik veroorsaak. Hierdie duisternis was niks minder nie, luister mooi, as God se hand van oordeel. Kan ek weer sê, dit was God se hand van oordeel, sy heilige toorn, wat in volle maat uitgestort is oor sy eie seun, wat die sondes van die hele wêreld moes dra. Ek glo, dan op 'n spesifieke oomblik het God sy rug op sy seun gedraai, dis hoekom hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Hy kon dit nie aanskou nie. Hy kon nie aanskou wat in hy 3 ure van duisternis gebeur het, toe alles losgemaak word oor sy seun. Verskoon. Hy kon dit nie aanskou nie. En het God sy rug op sy seun gedraai, en miskien weggestap. Hy kon dit nie aanskou nie. En op daardie oomblik, laat my dadelik terugdink op Psalm 19, het niks in die heelal God vir 3 ure aanbid nie. Lees Psalm 19, soos ons het leer in Psalm 19. Die hemels en die uitspansel, die hemel en die uitspansel was stil. Sterre se glans het verdwyn. Die son het in sy eie tent gaan wegkruip. En die maan se glans was weg. Selfs die natuur en die aarde het gesug, wat geskit was deur 'n aardbewing en rotse wat skeur. Dis verskriklik, né? In Psalm 19, jy sê, ek het daaroor gepraat al, 'n boodskap gebring, hoe die hemel God aanbid, hoe die sterre God aanbid, hoe die son en maan God aanbid, en op baie spesifieke oomblik was alles duister, daar was geen glans wat daar was nie, geen son wat daar was nie, geen man wat daar was nie, en selfs die natuur en die aarde het gesug, was geskit deur 'n aardbewing en rotse wat skeur. Volgens die Babiloniese Talmuds het baie rabbyne lankal geleer dat die verdonkering of verduistering van die son 'n oordeel van God oor die wêreld was, weens 'n buitengewone gruwelike sonde. Verskriklik. The darkness was not caused by the absence of God, but rather by His presence in full judgment, vengeance and fury. Ja. Dit is verskriklik wees. Nou wat dink julle het gebeur? Jesus was vir 3 ure, was al hy dinge op losgemaak, moes hy die sonde dra van die hele wêreld.
moes hy in jou plek en my plek sterf. Hy het in my plek en jou plek ingeneem op die kruis van Golgotha en die prys vir jou en vir my betaal. Kom die mense. Hy was gewillig geweest om Pieter Swanepoel se sonde op te neem. Hy was gewillig geweest om die prys vir my te betaal. Omdat hy sonder beperking of einde is, kon hy in die 3 ure al die straf van die ewige hel dra vir almal wat ooit sou glo en hom sou aanneem. Hy het sy eie liggaam ons sondes gedra, 1 Petrus 2 vers 24. Al het hy wat geen sonde geken het nie, al ons sondes gedra. 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Dit beteken he was wounded for our iniquities. Daai woordjie iniquities beteken twisted nature and rebellion. En terwille van ons ongeregtighede verbrysel. He was crushed for our wickedness, our sin, our injustice, our wrongdoing. Jesaja 53 vers 5. In die Bybel sê hy het 'n vloek vir ons geword, Galasiërs 3 vers 13. En dit was die beker waarvoor in Getsemane gebid het en die Vader gevra het en gepleit het, indien moontlik Vader, neem hierdie beker van my af weg, of laat dit by my verbygaan. Dis die beker wat hy bang was om te ledig. Hy het sweetdruppels gesweet, weens die angs wat hy het geweet wat die prys wat hy moet betaal. En dis hoe hy het gebid en gevra, maar Jesus Christus het vir hy laaste 3 ure in duisternis op die kruis, het hy elke druppeltjie in hy beker vir jou en vir my geledig. Hy het die volle prys betaal. Dis hoekom hy kon sê, dit is volbring. Derde punt. Dit was 3 uur die middag toe Jesus sy asem uitblaas. En was dit juis die tyd van die dag vir die slag van 'n lam om geoffer te word as 'n paaslam op Paasfees. Onthou, hoekom nou sê dat sonverduistering onmoontlik was in daardie tyd, dit was volmaan, nommer 1. En die tweede plek was die tyd van die Paasfees. Soos onmoontlik vir 'n sonverduistering, dit daar gebeur was 'n God gegewe ding, inspirasie, God wonderwerk wat daar plaasgevind het. En toe Jesus sy asem uitblaas, het die priester juis gereed gemaak om 'n paaslam te slag, wat hy dus offer vir die sondes van Israel. 1 Korintiërs 5 vers 7. Johannes 1 vers 29. So die gevaarligte het geflikker, wat hulle glad nie eens opgemerk het nie. Dat terwyl Jesus sy asem uitblaas, was 'n paaslam vir altyd en vir ewig vir elke persoon op die aarde geoffer. Terwyl die priester reg maak om 'n paaslam vir Israel te offer, het Jesus klaar die prys vir Israel betaal, klaar die prys vir die heidene betaal, klaar die prys vir die Grieke betaal, klaar die prys vir elkeen op die aardbodem betaal, en hulle kon dit weens hulle geleerdheid
kon hulle nie raak sien nie. Hulle was te hardkoppig en te balhoorig om te sien dat Jesus Christus al reeds klaar gesterf het as 'n paaslam en geoffer was. Mensdom. Wat gebeur toe Jesus Christus sy asem uitblaas? Die Bybel sê die heel eerste ding wat gebeur is dat die voorhangsel wat tussen die heilige en allerheiligste was, het geskeur van bo na onder, wat sê van God na die mens en nie van die mens na God nie. Het regdeur geskeur, die voorhangsel, luister mooi, wat 18 meter hoog was. 18 meter en 11 centimeter dik was. 18 meter en 11 centimeter, bonatuurlik toe Jesus sy asem uitblaas en sterf as 'n lam geslag vir 'n huisgesin, volgens Exodus. Sy bloed gestort vir elkeen, sondes gedra vir elkeen, skeur die voorhangsel van bo na onder, en God maak 'n plek oop vir die mens om met vrymoedigheid deur te stap in sy allerheiligste en voor sy troonkamers te gaan staan en te sê, Abba Vader. Dis nie meer nodig gewees vir 'n lam om te offer nie. Was nie meer nodig gewees vir bloed om te stort nie. Jesus Christus het dit eens en vir altyd klaar gedoen en die pad vir ons oopgebaan deur sy bloed. En daarom kan ons tot vandag toe die vrymoedigheid neem om in te stap in die troonkamers van God en voor hom te gaan staan en sê, Abba Vader, U is my hemelse Vader. En niks kan ons keer nie. Niks kan ons keer nie. Die skeuring van die voorhangsel op daardie oomblik is 'n kragtige simboliese uitdrukking aan die waarheid dat Jesus sê dood die weg oopgemaak het vir jou en vir my. Dat die Bybel sê boek Efesiërs het eers die middelpunt afgebreek tussen God en die mens en die mens persoon met God, so toe daai gedeelte. Nou kom hy en hy skeur dat toe dat die wyl geskeur word van bo na onder toe. En hy maak vir ons 'n pad oop, die voorhangsel. Hy maak vir ons 'n pad oop tot die troonkamer van God die Vader. Daai pad wat ons loop was gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Niemand en niks kan ons weghou van dit af nie. En hy maak 'n pad oop vir jou en vir my toe by die troonkamers van Abba Vader. Ons het nou 'n hoëpriester, ons het nou 'n middelaar, ons het nou 'n intercessor, Jesus Christus, die Seun van God, wat vir ons voorspraak maak vir die troon van God die Vader. Alles wat ek Vader vra in die naam vir ons Here Jesus Christus in die Bybel, sal Vader vir ons gee. Want Jesus het die Christus gegaan. Glory! Laat die prys vir ons betaal. Mens. Al wat ek moet maak, ek moet opstaan, die vrymoedigheid neem. Om na hom toe te gaan en met hom te gesels. Soos 'n kind teenoor 'n pa. En dan vertel hoe ek voel, wat jy vir gesê. Vertel ook om jy ongelukkig is, vertel wat aangaan in jou lewe. Wat hy buitendien weet, maar net om in te gaan soontoe en ons die vrymoedigheid te gee, om daar tyd te spandeer as jy gaan kyk na Psalm 91. Net 'n ware kind van die Here kan ingaan in sy teenwoordigheid in. Net 'n ware kind van die Here kan gaan sit in sy teenwoordigheid. Net 'n ware kind wat daar sit, Psalm 91 sê dit, kan daar oornag. As jy daar sit en jy's 'n ware kind van die Here, sit beteken jy my rus vir hom, kan jy oornag in sy teenwoordigheid. Jy kan oornag in sy teenwoordigheid. Hy vou jou toe met sy teenwoordigheid. Jy kan daar tyd spandeer solank as jy wil. Niemand gaan jou wegjaag nie.
Niemand gaan vir jou sê die tyd is verby nie. Niemand gaan 'n klok lei en sê, kyk op jou horlosie, nee. Jy kan soveel 'n lang tyd spandeer as jy wil in die troonkamers van die Here, by sy voete, in sy teenwoordigheid, kan jy gaan oornag, jy kan daar bly, jy kan met hom gesels. Dis hoekom Jesus vir ons die pad oopgemaak het, want alles wat ons soek, met ons Vader vra, in Jesus naam, daar die prys. Hy is ons intercessor. Hy is ons hoëpriester. Hy is die middelaar tussen God en die mens. Absoluut. Is die Here nie goed vir ons? Weet jy wat se voorreg het ons? As ons daai tyd geleef het, was ons wag het vir 1 keer 'n jaar se offer wat moes gebring word, dat ons sondes vir 'n jaar vergewe. Dis die eerste ding. Tweede ding, kom nooit naby God kom jy gelees in die boek Exodus, toe God, die God van Israel, basies kom na die berg Horeb toe. Sy teenwoordigheid was so erg dat die volk gevlug het. En vir Moses se Aaron gesê, julle moet met die God van Israel gaan praat, dit is wag te erg vir ons. Hulle die plek afgebaken, hulle die berg afgebaken, hulle so seker maar iets rondom getrek, en hulle self die diere oor die berg gaan, het hulle dood neergeslaan. Wie is die heerlikheid van God wat daar was? En nou kan ek en jy, as kind van die Here, deur die bloed van Jesus Christus, kan ons instap na sy troon. Kom die mense, waar God op sit, kan ons instap soontoe, sonder om te vrees, want hy sien jou en my, deur die bloed van Jesus, nie soos ons is nie, hy sien ons, deur die bloed van sy seun, Jesus Christus, sy eiendom. Kom nou. Wat 'n voorreg het ons, mense, wat 'n voorreg het ons nie. En ons maak nie gebruik van dit nie, ons maak nie gebruik van dit nie. Dis my hartbreek, ons maak nie gebruik daarvan om te gaan na Vader toe, om tyd te spandeer met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees ingesluit. As die derde persoon van die Godheid, ons skep hom af. Ons skep hom af. Kom nou mense, ons het die voorreg, bo almal, nie een persoon op die aarde wat die gered het, ons het die voorreg om soete te gaan, omdat ons bloedgewaste, Heilige Gees vervulde kinders is van die Here. God die Vader wag vir ons, hy kan nie wag om ons stem te hoor nie, hy kan nie wag met ons te gesels nie, hy kan nie wag met ons gemeenskap te hê nie, hy kan nie wag met ons te praat nie, hy kan nie wag daarvoor nie, maar ons bly buite. Ja. Jesus het die prys betaal. Jesus die gekruisigde het die prys vir jou en vir my betaal. Ek stap aan, luister mooi. So eerste was dit die aardbewing. Tweedens was die voorhangsel wat skeur. En dan derdens, volgens Matteus 27, dat my so mooi is, sê die Bybel vir ons daar, en die grafte van die ontslapende heiliges oopgegaan. Ben iets stryf my. As jy daai verder lees, iets stryf my. Wat heiliges praat hy van? As jy sê wat heiliges hy van praat, hulle wat in die doderyk was, ons verlede week oor gepraat, hulle wat aan die kant van die doderyk was, waar die regverdig gehou word, is hulle grafte wat oopgegaan. Dan sê ek my twee dinge, dat hulle saam met Jesus gegaan, jy sê wat lees dit daar, en tweede sê vir my nog 'n ding, dat hulle 'n verheerlikte liggaam gekry. 'n liggaam kom uit 'n graf uit sonder 'n siel nie. Kom nou. 'n liggaam is nie 'n zombie se uitstap daar nie. Daai liggaam het 'n lewende siel gehad.
Van die persoon wat in die doderyk was hy liggaam gevorm, maar hy lewende siel, hulle het 'n verheerlikte liggaam gekry. Luister wat Matteus skryf daar. Die gate van die ontsnappenis heiliges oopgegaan. En dan vers 53. En na sy opstanding, luister dan, en na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. So na die opstanding, wat sê dit is dieselfde mense, dieselfde heiliges, dieselfde godsmanne van die Ou Testament, wat Jesus as gevangene geneem het, om saam te neem hemel toe. Dis hulle wat daar rondgeloop het, voor hulle opgevaar het, saam met hom. Want hy is daar in 40 dae daarna opgevaar. So hulle saam met hom weg, het hulle rondgeloop as hulle familie, wat er het gebeur, toe hulle kom klop en hy sê, Pieter hier, kom ek hallo sê, gaan nou weer terug saam met Jesus, voor ons vertrek, Jesus wag vir my, wil ek sê, hallo en kom by. Die moet nou snaaks in, dis wat hulle gesê het. Sê in hulle taal, ek weet nie. Maar die Bybel sê hulle het gaan verskyn in die familie. Aan die deur, die ma, die pa, of die kinders, wie nog geleef het daai tyd, sê, hier nog hulle rondgestap, hy het sê maar nou, na sy nagestap, en sê, hoor ek is hier nog. Of ek is Abraham, of ek is Davids. Johannes die Doper het vinnig gedraai gemaak, sê, julle is dan nie, julle het julle bekeer, het julle gesê, hy kom om julle te kom haal. Hallo, dink wat gebeur het daar, toe hulle instap in die huise, en aangaan daar, en hulle verskyn in hulle familie, die Bybel sê dit saam, daar in die graf uitgegaan, in die heilige stad gekom, en dan baie verskyn. En na sy opstanding het hulle uit die graf uitgegaan, so dat saam hom opgevaar het boontoe. Mense, al daardie dinge wat ek lees hier, wat gebeur het in daai 3 ure van duisternis maak my opgewonde. Al kon ek en jy niks sien nie. Al kon ons nie alles lees wat daar spesifiek gebeur het nie. Die handjie vol goed wat ek daar gevat het, sê vir my net een ding. Jesus Christus het oorwin en Jesus Christus het opgevaar en sit in die regterhand van God die Almagtige, as hy verheerse Jesus Christus nog is die leeu in die stand van Juda. Glory! Prys hom. Ek weet vanmôre dat Jesus Christus leef en het opgestaan. En hy sal het by Amen sê vanmôre. Sê Amen en klap die Amen. Hoekom moet ek het sê? Mense, ons het niks om te verloor nie. As jy om die dien, ja baie. Maar as jy dien, het jy niks om te verloor nie. Daar is soveel dinge wat hy in stoor het vir ons. Soveel dinge wat hy vir ons elkeen wil doen. Soveel dinge. Kyk vanmôre en sê, dien hom met jou hele wese. Dien hom met jou hele wese. Moenie skaam wees om hom te dien nie. Moenie skaam wees om hom te aanbid nie. Moenie skaam wees om dit op tyd te spandeer nie. Moenie skaam wees om vir hom dankie te sê nie. Moenie skaam wees om sy naam te prys en te verheerlik nie. Moenie skaam wees om ander mense te vertel dit wat Jesus vir jou gedoen het, kan jy dit ook vir hulle doen nie. Moenie skaam wees nie. Ja, die Here het vir ons groot dinge gedoen wat ek en jy glad nie met geld kan koop nie. Met ons rykdom kan koop nie, met enigiets kan koop nie. Hy het dit vir jou en vir my gedoen, en dis wat ek vanmôre sê, dis die moeite werd om jou alles te gee, want môre kan te laat wees. Môre kan te laat wees. Doen dit vandag, dat jy die kans kry. As jy môre opstaan, doen dit môre, voor die dag verby is. En dan doe jy dinsdag, jy doen dit woensdag, jy doen dit donderdag, jy doen dit saterdag en sondag. Ons het hier jou plek, jy sê, Here, ek is hier. Jy gaan maandag toe. Gee jou beste vir hom, het jou beste vir jou gegee. Gaan deur die preek en luister daar. Gaan deur die ander boodskap en luister daar. Die prys wat Jesus Christus, weet kyk jy ander nie, vir jou as persoon betaal het. Wat kan ons om teruggee? Niks. Ek kan niks teruggee nie. Ek kan my tyd gee, sê Here, dit wat ek het hier, gee ek vir U.
Vat myself, hier is ek, gebruik my as instrument, gebruik my as 'n kanaal wat deur die Gees kan opereer, dat ek kan uitreik na ander mense toe, en ander kan vertel van Jesus, dit wat hy vir my gedoen het, kan hy vir hulle doen, dat ek ergens iets kan doen, gaan wen mense, bring mense kerk, doen iets vir die Here. Kla minder en doen meer, kan ek maar so sê. Kla minder en doen meer. Bel mense, gesels met mense, sê vir mense, vertel hulle van die Jesus, vertel hulle van die boodskap, stuur dit na hulle toe, dat hulle kan luister daarna, en nooi hulle, sê, hoor, kom luister, ons nog nie klaar met die geheimnisse van die kruis, kom luister daarna, want dan kan jou lewe verryk. Dinge wat ek kan jou waarborg as jy aandagtig geluister na die 4 dele van geheimnisse van die kruis, jy het nooit vergeet nie. Waar jy lees in die prentjie voor jou sien, wat pastoor julle van vertel het, jy kan dit nie vergeet nie, tussen ek moet sê vanmôre, dien hom met jou hele wese. Dien hom met jou hele wese. Dat mense kan opkyk na jou. Mense, ek het keer gesê, as 'n persoon uit die kom, gaan hy jou vra vir hom te bid, of gaan hy sê, nee, hy leef dieselfde as ek. Hy vloek dieselfde as ek. Of wat gaan hy vir jou sê? Doen dieselfde, dien met julle wese, dat mense getrek kan word deur dit wat in jou is. Die lig wat in jou is, trek mense, soos 'n mot getrek word deur 'n kers, so trek dit wat in jou is, trek mense na jou toe. Dan vertel jy hulle wat die Here vir jou gedoen het. En die skaam mense om dit te doen. En mense dien hom, dien hom, dien hom, dien hom. Kom ons sê dankie vir Jesus. Vader, ek bid vir die mense vanmôre. Regdeur van jou orkes af tot bo op die balkon. Dat Jesus Christus in elkeen se hart 'n wonderwerk sal doen. Dat die vuur opnuut weer sal hoog brand. Want die woord sê tereg, die sal nie geknak en riet nie breek en gerookte lamp het nie uitblus nie. Dankie dat jy by elkeen stil staan vanmôre. Elke persoon aanraak, verkoop, oprig, herstel. Dat ons nooit sal vergeet die prys wat U vir ons betaal het. Want soos ons staan by die tafel vanmôre, Here, kan ons sien dat die broodjie wat die tipes van die liggaam was oopgetroe vir ons. En Here, U bloed het U gestort vir ons, sodat ons kan vry wees. Dat bande oor ons lewe gebreek kan word, dat kettinge kan afval, en dat deur die wonde van Jesus Christus daar vir ons genesing kan kom. Dankie vanmôre vir 'n volkomme prys dat U bereid was om die beker heeltemal te ledig, elke druppel uit te drink vir my en vir elkeen wat teenwoordig is vanmôre in Jesus naam. Ons dankie daarvoor, na die kinders van Here sê.